Volspoed episode 10. Op die ou end is dit nie so sleg om vir Amy en Melanie daar by haar by Villa Schultz te hê nie, besluit Rosanne. Die huis is mos regtig baie groot, maar sy sal dit nie hardop sê nie, en sy sal dit ook nie te gemaklik of te lekker vir hulle daar maak nie. Maandag aand het Melanie met haar boeke gesit. Sy moet swat vir die eindeksamen. Amy het meestal net geslaap. Sy wou niks hoor van 'n saak van aanranding teen haar man maak nie. Miskien het die man 'n beter saak teen haar as wat sy teen hom het, klink dit vir Rosanne, want ja, mevrou het mos haar eie sideline daar agter die groen deur by die hotel aan die gang gehad. Dalk vat hy ons weer terug, want waar gaan ons anders heen, het sy gevra toe Rosanne laat aan kom hoor het of hulle iets nodig het, daar in die bridal suite, waar sy die twee vroue laat intrek het. Die koningins grote bed is reg vir ma, en 'n enkel bed wat sy en Melanie ingedraai het, wat nou agter die aantrekskerm geparkeer staan, vir bietjie privaatheid vir die dogter. Die hotel en drankbedryf is die enigste wat ek ooit leer ken het Amy gesê. Wel, ek hoop julle slaap lekker, en dat jy môre nie meer so seer is nie, het Rosanne gesê. Die seer gaan weg, maar die blou kolle en die gevoel van vuil en sleg wees, bly gewoonlik veel langer, het Amy gelate gelag. Rosanne het die deur tussen hulle toegetrek, maar Amy se woorde het haar deur die nag in die dink gesit. Pietie, die man wat gewoonlik die kontant kroeg by die troues gedoen het mos Saterdag aand pad gevat en verklaar dat Rosanne hom en sy waantjie nooit weer sal sien nie. Nie dat het haar toegeplaat nie, want sy het gevoel dat sy nooit weer 'n bruid in 'n lang wit rok op Villa Schultz wil sien nie. Maar die toestand van haar bankrekening het haar laat wonder of dit nie net berugte laaste gedagtes was nie. Dinsdagoggend staan Rosanne vroeg op en gaan maak seker dat Melanie op is en aangetrek vir skool. Sy sorg dat die kind 'n bakkie graanvlokkies eet. Sy wil nie 'n broodjie skool toe vat nie, daarom sit Rosanne 'n appel in haar hand en stap saam met haar tot by die plek waar haar kinders gewoonlik vir die skoolbus gewag het. Sy waai vir die bestuurder. Vandag het sy vir hom weer 'n kind om saam te ry. Met die terugkom wag Amy vir haar in die kombuis in. Rosanne skakel die ketel aan en begin taktvol uitvra. Maan haarself om asseblief geen beloftes te maak nie. Amy, sal jy byvoorbeeld 'n kontantkroeg by troues kan bestuur en hanteer? Maklik, as jy 'n hotelkroeg kan ran, is as jy ben by troues kinderspeletjies, want dit is al wat jy nodig het, is jy ben lisensie. Maar hoekom vra jy? Rosanne gooi teesakkies in 2 bekers. Moet sy of moet sy nie? Hierdie vrou het met Bert gelol, en hy het vir haar geval. Amy was in haar man se arms. Moet sy haarself in die wete troos, dat dit blykbaar nie net Bert is nie, dat elke cheapskate blikskorrel van die omgewing in die vrou se bed beland, agter die groen deur, daar by die hotel? Vir al wat sy weet, selfs klein Renier Du Plessis se mooi gesig doktersoom ook. Want hoekom sou Amy juis by die kliniek gevra het om deur hom gesien te word? As sy net daaraan dink, wil sy die vrou se gesig verander met die eierspaan en haar dan by die deur uitgooi. Maar toe sy omdraai en in Amy se verflenterde gesiggie kyk, word haar hart alweer week. Hoe sal sy ooit verstaan wat 'n vrou noop om so iets te doen, om haarself vir enigeen te gee, selfs al is dit vir geld? Vir Rosanne is een wees met 'n man 'n heilige en 'n spesiale daad, en ten minste moet jy iets vir die persoon voel. Duidelik is ander mense se boeke duister. Sy moet nie eens probeer om dit te verstaan nie. Ophou om daaroor te dink en dalk probeer om te vergewe en vergeet. Bert het oor en oor gesê dat daardie sotlike aand niks beteken het nie, dat hy bietjie aangeklam was en dat dit 'n eenkeerse losgelukkie was. Toe het hy gevra, gaan sy hom nou tot aan die einde van sy aardse bestaan daaroor verwyd? En sy het, want toe is hy net daarna dood. Nou sit sy reg oor Amy by haar kombuistoonbank en hulle het albei probleme.
Haar trouvenue en dit wat sy en Bert saam opgebou het, is besig om stelselmatig uit te rafel. Geld wat sy gehoop het om in haar rekening te sien, gaan nie gebeur nie. Polisse en die padongelukke fonds gaan nie uitbetaal nie en haar laaste pa van die bruid sal waarskynlik nooit weer sy foon antwoord as sy bel nie. Skuld wat beslis nie vereffen gaan word nie. Al wat nou vir haar oorbly is om vorentoe te kyk. Sy moet kies om te sink en verdrink of te swem en kop bo water te hou. Mense skakel soms op kort kennisgewing om te hoor of die trouvenue beskikbaar is. 'n Wonderwerk natuurlik as dit gebeur, want troues word gewoonlik 'n jaar of langer vooruit beplan en bespreek. Nou is dit weer so dat een van die venues nie ver hiervandaan in Denokeng die naweek afgebrand het en hulle en die gaste sit blykbaar met hulle hare in hulle hande in hulle hare. Hulle is bereid om te betaal, sê hulle, kontant 60 gaste, het sy dalk 'n opening? Dit is hulle wat gebel het, net voor haar wekker vanoggend afgegaan het, vir die tweede keer gebel het. Vooruitbetaling, het hulle gesê. Hulle is desperaat. Die vorige venue is verseker. Hulle kry hulle deposito vandag terug. As sy ja sê, klim die bruid en haar ouers vanoggend in die kar en ry oor na Villa Schultz. Rosanne haal diep asem voordat sy uiteindelik met Amy daaroor begin praat. Ek het verlede naweek 'n stel afgetrap met 'n troue. Die mense skuld my heel wat geld. Siska, my dogter, het gesê dat my oordeel my nie steek gelaat het. Maar hoe weet 'n mens altyd vooruit? En hulle het my natuurlik uitgehaal op Facebook. Lang storie, die venue is sleg gemaak. Ek het besluit dit is klaar en was van plan om die 2 laaste troues wat in Desember gaan gebeur, te doen en dan heeltemal op te hou. Desember is daarom nog eers 2 maande weg, troos Amy. Nee, jy sê verkeerd. Desember is eers oor 2 maande. Om 'n venue soos hierdie suksesvol te bestuur, het 'n mens feitelik elke naweek 'n troue nodig. En na Bert se dood, ek het seker nie genoeg geadverteer nie. Ek was nie in die toestand nie, of ek was seker nie meer entoesiasties genoeg nie. Dit het sommer net sleg gegaan met my. Amper begewe Rosanne se moed haar. Amper laat sy dit liewer net daar gaan. Maar dan dink sy weer, sink of swem? Nee, sy kan nie net opgee nie. Sy kyk Amy vas in die oë. Toe lui my foon gister, daar by die hospitaal, en vroeg vanoggend, 'n trougeselskap, wie se venue die naweek afgebrand het. Hulle is desperaat. Dit is 60 gaste. Hulle het blykbaar spyseniers, maar hulle wil die venue en my toerusting huur en gebruik. En dan soek hulle 'n kontant kroeg. Amy se oë helder tussen die rooi en blou kolle op haar gesig op en toe roep sy uit, dit kan werk, kom ons doen dit, ek sal jou help, en beskou die kontant kroeg as gedek. Het jy personeel om skoon te maak en te kom help? Ek het, hulle kom gewoonlik donderdag, vrydag en saterdag in, en as ek my dogter in Pretoria bel, dan bring sy studentemaats om te kom help met die bediening. Melanie sal ook kan help. Sy het dikwels in die kroeg uitgehelp as ek besig was met iets anders. Waarvoor wag jy? Amy bedui in haar selfoon, maak daai troue vir ons vas. Rosanne kyk haar 'n oomblik in die oë. Wat 'n vreemde kameraadskap. Maar vreemd genoeg voel dit vir haar, asof sy die vrou hiermee kan vertrou. Sy tel haar selfoon op en bel die mense terug. Miskien is dinge tog besig om reg te kom in haar lewe. Veral die feit dat Renier net daarna bel om te sê dat hy nog steeds in die swart kar belangstel. Maar nou is hy mos eers op die krikkelys. Hy's afgeboek. Is dit reg as hy die kar eers volgende week kom haal? Renier sit vir 2 salige dae by die huis en blaai deur sy plakboeke. Hy droom drome, sien gesigte en teken prente van hoe hy die prefect teen die ander eysterreuse op die baan gaan beskerm. Met potlood op papier swys hy stewige eysters aan die bakwerk vas. Terwyl sy pa gisterand in so goeie by was, het hy vir hom vertel dat hy
besig is om 'n kar te koop vir 'n projek om by Jakes te leer hoe engines werk en so aan en om aan die goed te werk. En raar genoeg het sy pa nie weer gelyk soos Jack the Ripper en na sy gordel gegryp nie. Dit is beter dat die ding nou nie oop is, al is dit net die geel puitjie van 'n pitsweer. Woensdagmiddag kom oom Christo kyk hoe dit met hom gaan. Renier druk sy sketse onder die komberse in. Wat maak die been? Mag ek kyk? Oom Christo trek lakens weg en bekyk die wond van alle kante, terwyl Renier spook om die sketsblok weg te steek. Ja, alles lyk darm reg hier. Jy kan môre teruggaan skool toe, jongman. Oom Christo, now you've ruined our friendship, roep Renier uit. Sorry, pal, en gee 'n bietjie daardie sketse aan, laat ek sien waarmee jy besig is. As sy oom agterkom dat sy hande nou op staatsgeheim blou druk dokumente lê, wys sy gesig nie. Sy gesig wys wel dat hy nie beïndruk is met wat hy sien nie. So jy is nog steeds van plan om die prefect in 'n stokkaart te omskep. Ek neem aan dat hy nie daardie stukkie inligting van met jou pa ook gedeel het nie. Hy draai sy kop skuins asof hy wil seker maak dat hy die antwoord wat Renier gaan gee reg verstaan, wanneer hy dit hoor. As hy die antwoord hoor, want Renier oorweeg het nie eens om te antwoord nie. Sy oom gaan nie van die antwoord hou nie. Renier, ek vra weer, is dit pype en goeters wat jy aan die kar wil vas swys, of is dit vinne om daarvan 'n duikboot te maak? Want as dit is, wat ek dink dit is, hoort die gevaarte op die bodem van Bonnekort of De Rust dam. En dan sal ek jou gaan help om hom daar te sink. Oom Christo, moet asseblief nie so sê nie, pleit Renier. En my pa weet nie hoe my restaurasie gaan lyk nie. Maar Renier, hierdie is nie 'n restaurasie nie. Dit is 'n ruïnasie, as daar so 'n woord bestaan. Vergeet van die kar, laat die helleveeg liewer jou geld terugbetaal en konsentreer op jou skoolwerk. Dan gaan oom my nie help om die kar te gaan haal nie. Renier is teleurgesteld. Nooit in sy lewe het hy gedink dat oom Christo beloftes sal verbreek en hom in die steek sal laat nie. Dit is mos nie hoe hy sy oom ken nie. En dit is ook nie hoe hy is nie, want die oom kou nou aan sy onderlip en toe sê hy, "Ok Renier, hier's die deal. Ons het kan die kar gaan haal, want jou pa weet nou ook dat die kar aan die kom is. Maar maak net eers sy engine reg tot hy loop, beloof my dit, en ry met hom soos hy is. Miskien raak jy lief vir die ou kereltjie. Die goedjies is te mooi om so op te dons, jong." Maar Renier sê deur stywe lippe, "Reg, oom Christo, ons sal hom eers aan die loop kry, maar ek gaan nie jok nie. Eendag gaan ek met hom jaag op my hem. Dit gaan my eerste tree wees om racing champ en world champ te word. Robert het gesê, as ek myself in Suid-Afrika kan bewys, sal hy en oom Bobby my help om aan NASCAR te gaan deelneem in Amerika. Verstaan oom die grootheid daarvan? Heeltemal te goed. Maar now, you've ruined our friendship." Oom Christo plak die sketsboek hard op sy lesenaar neer en kom sit langs Renier op die bed. "Verflaks jongman, ek kan mos nie toesien dat jy jouself eendag in 'n karrat uitmekaar stamp nie. In my werk sien ek lelike ongelukke waar karre mesiele word en mense stikkend gebreek word. Baie gaan dood in daai selfde karre op slag. Oom Christo, ek gaan stewig vasgegordel wees en 'n full face helmet dra. Wel selfs, dan kry mense se rug en nekke seer van sulke stampe. Jy voel dikwels eers die impak daarvan in jou middeljare. Hulle gaan my nie stamp nie, oom Christo. Ek gaan hulle stamp en omdop op my hem. Ek gaan 'n kampioen word. Last car driving, last man standing. Op my hem, speedway nogal. Magtig man, dis 'n dronkgat gommiesnes wat daar uithang. Raas oom Christo omgekrap. Ordentlike mense, bly weg van daai plek af. Is nie meer net vir dronkies nie, oom. Wanneer laas was oom Christo daar?
10 jaar gelede, toe oom Bob en Robert in Suid-Afrika kom kuier het, en ons jou saamgeneem het, daardie aand het ek pluisies in jou ore gesit. Mense se oordromme kan beskadig of bars van daai geraas. Renier sit vervaard regop met sy oë op sy skooltas wat nog nie oopgemaak is, van dat hy op siekverlof is nie. Hy onthou van ore en oordromme. Hy moet een of ander tyd leer vir Vrydag se biologie toets, en dit gaan oor ore en oordromme. Ek onthou daardie aand op Mayhem, sê hy, en ek sal nooit vergeet nie, dit het my hele lewe verander. Ek het daardie dag net geweet, dat ek eendag ook daar gaan ry. Wel, dan is dit my skuld en ek vra om verskoning. Ek moes jou nooit saamgeneem het na so 'n plek toe nie. Vergewe my, antwoord sy oom plegtig. Het jy gesien hoe lyk die plek deesdae en wie daar uithang? Woestaards. Wanneer laas was jy daar, Renier? Saterdag aand. Dis uitvoer hy homself kan keer. Wat? Sy oom sintog een oomblik en toe staan hy op sy voete. Slip jy uit, Mayhem toe? Want ek is seker, jou ma en pa weet nie daarvan nie. Hoe gereeld doen jy dit, Renier? En wie vat jou daarna toe? Ek is daar met byna elke reis. Hoekom bieg hy? Ons ry met Boiling se oom se taxi. Ons sit voor langs hom. Oom Sam het almal laat verstaan dat hulle ons moet uitlos en met respek moet behandel, want ek gaan Hammanskraal se racing hero word. Ons, jy praat van ons, wie is ons? Vivian gaan partykeer saam, oom Christo. Vivian gaan saam, hier vandaan tot by Mayhem, halfpad om die aarde in 'n taxi, oordryf sy oom. En hoe laat kom julle gewoonlik terug? So 11 se kant wag oom Sam weer vir ons voor Mayhem se hek, en dan kom ons saam met hom terug, en hy laai ons reg voor die deur af. Christo vryf voor sy gesig. Ek lei aan skok. Ek dink ek gaan hierdie keer uitpaas, steen hy uiteindelik. Moet ek vir oom 'n pilletjie daarvoor gaan haal? Vra Renier. Renier, moenie spot nie. Hierdie is die heel ergste onthulling wat ek in jare gehoor het. Erger as 'n vreeslike ongeluk op 'n treinspoor, wonder Renier. Maar hy durf nie vra nie. Oom Christo gaan nie nou sy grappies waardeer nie. Buitendien, hy is waarskynlik nou so diep in die shorts, omdat hy sy oom ingelig het, dat tea time lankal over is, en hy op sy kop sal moet staan as hy ondergaan. Wat het hom besiel om dit alles vir oom Christo te vertel? Die man is oor 20 minute by sy pa, en dan sluit hulle hom in die winkel se kluis toe, tot na sy 18de verjaarsdag. En al wat hy eintlik wil doen, is om die man te laat verstaan hoe belangrik dit alles vir hom is. Oom Christo was duidelik die verkeerde keuse om in sy vertroue te neem, want die man trap heen en weer, asof hy nie sy voete en bene kan beheer nie. Soms stap hy deur toe, dan loer hy gang af, daarna stap hy venster toe, en skielik toets hy die diewering, en hou dit oomblikke later in sy hand. En toe druk hy dit terug, asof 'n elektriese straal deur die staal gaan, en hy so gou as moontlik daarvan ontsla moet raak. Hy het geweet, hierdie diewering is uitgesaag. Uiteindelik kom staan hy voor die bed, en kyk weer met diep en 'n beswaarde frons na Renier. Renier wag gespanne soos 'n draad vir die donderslag na die stilte in sy kamer. Gelukkig is die meisiekinders nog nie tuis nie. Veral Lolet sou hierdie inligting as afpersmateriaal gebruik het. Net ou klein Viv kan 'n geheim hou. En nou, vra Renier versigtig, na wat vir hom soos ure voel. Gaan oom nou vir my pa vertel? Asseblief oom Christo, moenie. Wat mag jou pa nie hoor nie? Die feit dat sy 11-jarige dogtertjie, saam met haar 14-jarige boetie, elke hoeveelste Saterdag aand 'n taxi vang Mayhem toe? Of moet ek stil bly oor die feit dat Junior beplan om homself flenters laat stamp in 'n antieke klein voortjie? Wens sy oom homself nog meer op. Moes ek liewer nie vir oom by die geheim ingelaat het nie? Vra Renier vreesbevange. Nee, jy moes nie. Of liewer, ek is bly jy het my vertel, want as ek het by iemand anders gehoor het, was die duiwel los.
Julle gaan nooit weer alleen Mayim toe nie. As ek julle hierna uitvang, vertel ek vir jou pa. Hy lig 'n vinger. Onmiddellik. Ek sal liewer sien hoe sy pa hom weer stukkend slaan. Liewer wat, oom Christo? Dit maak seerder as die hardste houe wat sy pa hom kan looi. Die feit dat oom Christo besig is om te verraai. As dit so is, dan wil ek nie meer lewe nie, sê hy. Man, laat my net klaar praat, Renier. Ek sal julle liewer self vat wanneer julle wil gaan. Gee my net die datums, dat ek my werkskedule daarby kan aanpas. Wow, dankie! Trane van verligting dreig om sy beeld as mean racing driver op te koffie. En die Ford Prefectie oom, met daai kar het ek 'n groter probleem, jongman. Jy het genoem dat Rosanne vir jou die Ford teen 'n baie goeie prys gaan gee. Weet sy dat jy die ding in 'n stampkar wil omskep en stem sy daarmee saam? Nee, oom Christo, ek dink sy glo dat ek die kar gaan restoreer. Dit was blykbaar haar man en seun se droom om hom eendag by Cars in the Park te gaan parkeer en met hom daar te spog. Haar man en seun se droom? Nou toe nou, dan het sy 'n man en seun. Sou ek dit nou in 1000 jaar van sondae nie kon dink dat iemand met haar getroud wou wees nie, sê sy oom sarkasties. Nou, hoe oud is haar seun nou? En hoekom sal hy nie meer self die kar wil regmaak nie? En waar is die arme man? Het sy vasgetrap en hom uitgeskop dat hy met 'n boog trek? Ekskuus oom? Ag nee, los dit, Renier. Dit is sommer net 'n klein persoonlike ervaringkie wat ek een of ander tyd met iemand soos sy gehad het. Wel, oom Christo, dit is met leedwese dat ek moet bekend maak dat haar man en seun nie meer leef nie. Hulle is albei oorlede in 'n ongeluk op die spoor 2 jaar gelede. Oom Christo, daai wit bakkie se plat, verwronge wrak is daar in Woesie se cemetery. Ek het nog nooit 'n kar gesien wat so lyk nie. Ek huil mos nie eintlik meer nie, maar my hart was so seer toe ek sien hoe die tannie eers daarna toe stap en aan die kar die bakkie gaan raak. Ja, is eintlik 'n bakkie, dis net 'n wrak. Renier se stem breek en hy raak stil. Nie omdat die emosies hom wil oorweldig weer nie, maar toe hy sien hoe oom Christo se hande albei na sy gesig gaan en voor sy mond stop, hoe sy oom se blou oë wyd rek en hoe hy by die kamer uitstorm en by die badkamer oorkant ingaan, die deur klap agter hom toe. Wat 'n joes! Renier gaan staan voor die deur en hoor hoe sy oom daar binne naar word. Ja, dokters word ook siek. Kan dit dalk wees dat sy oom gisterand iets verkeerd geëet het? Wonder hy. Word vervolg.